Waar gaan sy slaap? Kan ons vir haar ook 'n bed van hooi maak soos myne op die solder? Daar's Pieter, ek moet met hom praat. Schwenlie, Berlie, Pieter kom. Goeiemôre kleintjie. Pieter, het jy 'n brief saamgebring? Ag nee, begin jy alweer? Sien nou, is haar brief vandag. Ek gaan jou nou iets vertel. Juffrou my gaan van al te veel vra. Hy, die Pieter sê jy mos sê as daar vir jou 'n brief is. Hy weet dat jy wag. Dis in elk geval onmoontlik dat daar so gou weer 'n brief van Clara sal kom. Hier Pieter, jou ontbyt. Dankie oupa. Heidi, vergeet nou vir een dag van hierdie brief. Hy gaan mos nie gouer kom om na hier sit te wag nie. Ja, maar dit neem so lank. Totsiens, Tara! Wat? Mag ek nou regtig gaan, dokter? Ja, en ek is bly daaroor. Ek weet nie wat ek vir jou sou gesê het as jy nie kon gaan. Wanneer vertrek ek? So gou as moontlik. Ek bedoel natuurlik daarmee sodra daar 'n trein is en jy klaar gepak het vir die reis. Baie dankie, dokter. As jy wil dankie sê, moet jy vir Heidi dankie sê. Sy het my oortuig. Sy het soos 'n waterval gepraat. En jy moet ook vir juffrou Rottenmeier dankie sê. Sy is bereid om saam met jou te gaan. Gaan juffrou Rottenmeier dan ook? Ja, natuurlik. Ek kan jou mos nie alleen laat reis nie, Clara. Maar ek wil hê, juffrou Clara, dat jy moet weet dat ek heeltemal teen so 'n reis gekant is. Wie weet wat alles met ons kan gebeur. Ek vergesel jou net omdat ek vir jou verantwoordelik voel en ek hoop dat jy jou goed sal gedra. Ja. Ek verwag ook dat jy daar altyd gehoorsaam sal wees. Verskoon my asseblief, ek moet nog my tas gaan pak. Ja, natuurlik, juffrou Rottenmeier. Moet iemand dan saamgaan, pappa? Hoekom jy sy? Sy bederf net altyd alles. Maar Clara, jy's onregverdig, Clara. Ek weet dat sy baie streng is met jou, maar ek weet ook dat ek te alle tye op haar kan staatmaak. Ja. Sy is oorversigtig natuurlik, maar net omdat sy haar oor jou bekommer. Sy bedoel dit net goed met jou, glo my. Dis die beste vir jou, Clara. Goed, pappa. Ek sal stil bly. Miskien is dit beter dat sy saamgaan. Miskien verstaan sy dan ook hoekom Heidi nie gelukkig hier was nie. Hæ? Dink jy so? Jy's om hierdie rede is dit die moeite werd om juffrou Rottenmeier berge toe te stuur. Ja, miskien hou sy selfs daarvan. Ek is seker dat sy daarvan sal hou, want juffrou Rottenmeier het ook 'n vakansie nodig. Sal pappa ook vir ons kom kuier? Ja, en ek gaan jou ouma vra of sy nie lus is om ook saam te kom nie. Dit sal 'n groot verrassing vir Heidi wees. Jippie! Jo! Heidi, kom ek, jippie! Clara, Ja, wat is dit? ek wil nog met jou oor 'n paar dinge gesels. Maar sê my eers hoekom jy so opgewonde is. Jy was mos nog nooit in die berge nie. Ek sien uit om Heidi te sien. Ek het so gedink, maar ek laat jou mos nie toe om te reis net om Heidi te sien nie. Ek wil hê jy moet dit weet. Sal jy my iets beloof, Clara? Jy het nog altyd hier in Frankfurt baie gerieflik gelewe. Sebastian help jou en dan is daar die rolstoel. Dit was nooit vir jou nodig om te probeer loop nie. Lyk nie asof jy ooit wou nie. Natuurlik wou ek al probeer loop. Ja, maar selde. Ek glo nie jy het al ernstig daaraan gedink nie, Clara, anders het jy mos al probeer. En dis presies wat jy my nou moet beloof. Ek wil hê jy moet een keer probeer om op jou eie voete te staan. As jy regtig wil, Clara, sal jy dit wel eendag regkry. Die volgende paar weke wat jy daar bo in die berge gaan deurbring, gaan nie net vir jou plesier wees nie, weet jy. Jy sal jou rolstoel net naby die hut kan gebruik. Verder weg is dit te gevaarlik. Ek weet ja. Jy dink jy weet hoe dit daar bo lyk. Jy weet net wat Heidi jou vertel het. Ja. Daar's nie paaie of strate soos hier in Frankfurt nie. Daar's steil afgronde en diep klowe. Dis baie ongerieflik vir jou daar bo, Clara. Hoekom? Hoekom laat jy dit dan toe? Toe maar. Ek het baie goed daaroor nagedink of ek die reis moet toelaat of nie, maar ek doen dit omdat ek hoop het. Dink jy Clara? Ja, moenie bang wees om dit te sê nie, meneer Zeseman. Ek glo nog altyd dat Clara weer eendag sal kan loop, as sy net regtig wil. Vir die eerste keer in jou lewe gaan jy moeilikheid ondervind, Clara. Miskien sal dit jou help. Dokter dink ek is maar net lui. Ja, miskien. Luiheid is nie die regte woord nie. Ek dink jy het net nie selfvertroue nie.
Is u regtig ernstig? Is daar nog hoop vir haar? Ja, meneer Seseman. Ek het al baie probeer, maar ek kan regtig nie. Sien jy my kind, dis presies wat ek bedoel het. Verstaan jy my nou? Dis die probleem. Jy verbeel jou dat jy nie kan nie en daarom probeer jy nie eers nie. Ek sal probeer, dokter, ek beloof dat ek sal red. Goed so. Dit sal die grootste verrassing ooit vir jou vader en vir my wees. Jy weet mos, 'n belofte is 'n belofte. En word nooit verbreek nie. Julle twee het dit vir my geleer. Bewys nou dat dit so is. Ja, natuurlijk. Dis hier, jou brief is hier. Is dit Clara se handskrif? Natuurlik, want wie kan dit anders wees? Uiteindelik. Daar's sommer 3. Nommer 3, dis 'n grap. Daar's mos net een van Clara. Dis Clara se brief. Dankie, Pieter. Ek gaan die ander 2 vir jou pa gee. Ja. Liewe Heidi, ek bars van geluk. Die dokter het gesê ek mag kom. Kan jy dit glo? Ek mag kom. Hoera! Clara kom, die dokter het sy belofte gehou. Clara kom, oupa. Is oupa dan nie bly Ek is nie? bly vir jou, my kind. Wie het vir oupa geskryf? Meneer Seseman en die dokter. Oupa, Clara skryf dat sy van geluk bars omdat sy mag kom en dan kom. Dit kan nie waar wees nie. Juffrou Rottenmeier kom ook saam hiernatoe, oupa. En jy gedink Clara sal alleen kan reis. Miskien het ek verkeerd gelees. Maar dis onmoontlik, dis verskriklik. Wat is? Ek het nie verkeerd gelees nie. Ons sal wel met hierdie juffrou klaarkom. Die man kan met juffrou Rottenmeier klaarkom nie, oupa. Maar Heidi, jy lyk asof daar nou net 'n spook voor jou verbygeloop het. Ag, oupa weet dit nie. Clara. Pieter, wees tog hoe bly sy kom, man. Nou goed as jy so sê, maar is dit al wat in die brief staan? Staan daar nie ook iets vir my nie? Kom vir jou. Ja, sy skryf iets, sê groete vir Pieter. Is dit al? Het jy dan dankie gesê? Waarom snaaks? Hoekom het sy dan nie weer van die worsies geskryf as ek vir haar gesê het hoe lekker dit was nie? Of staan daar tog iets, hè? Nee, sy skryf niks van worsies nie. Jammer. Dis reg te praat. Kan jy niks anders as kos dink nie? Sal jy vir my iets doen, Peter? Maar natuurlik. Goed, ek wil net nou saam met Heidi af dorp toe gaan. Sê jy vanaand wanneer jy terugkom die bokke in die stal toesluit. Ja, seker, oupa. Nou sal Clara vir die eerste keer die maan en die sterre van haar bed af kan sien. Heidi, kom ons twee gaan gou eers dorp toe. Maar hoekom, oupa? Ek wil net gaan kyk of ek nie die huis kan gaan regmaak waarin ons verlede winter gebly het nie. Gaan ons dan nie hier bly nie? Hier's mos nie genoeg plek vir ons almal nie. Juffrou Rottenmeier kom saam. O, lekker, sy kan mos alleen onder in die dorp bly, maar sy sal seker nie wil nie. Hoe gaan oupa dan oupa se werk doen? Ek sal elke dag moet opkom. Oupa kan nie dit doen nie. Maar Heidi, ek gee mos nie om nie. Jy sal mos ook help, nie waar nie? Raai wat, ouma? Wat, Heidi? Ouma, ek het wonderlike nuus vir ons. En wat 'n wonderlike nuus is dit nou weer? Ouma mag 3 keer raai. Wat kan dit wees? Wag, laat ek 'n bietjie dink. As dit sulke goeie nuus is, kan dit net een ding wees waarvan jy praat. Jou vriendin Clara van Frankfurt kom vir ons kuier. Ja, dink net, ouma Clara kom kuier. Jy is seker baie bly. Ja, is ouma dan nie bly nie? Ja, maar ek is bang. Weet jy, Heidi, ek is so bang dat hierdie vreemde mense van Frankfurt gaan besluit om jou tog weer van ons weg te vat. Dink ouma nou enige iemand gaan dit regkry om my weer hier weg te neem? Ag, as dit maar net waar was, Heidi. Dit is. Ek gaan nooit weer weg nie en weet ouma wat? Ek gaan Clara hiernatoe bring en dan kan sy vir ouma iets voorlees.
Dis mooi. Kan sy dan so goed lees soos jy? Clara kan dit 1000 keer beter lees as ek. Ek hoop jou vriendin kom gou, Heidi. Totsiens, ouma. Ek sal gou weer kom kuier. Onthou julle nog? Heidi en haar oupa het die vorige winter in hierdie bouvallige ou huis gebly. Maande lank het hulle hier met hulle bokke gewoon, terwyl dit buite gesneeu het en bitter koud was. Heidi was baie lief vir die ou huis en sy wou graag hê dat dit so mooi as moontlik lyk wanneer Clara kom. Elke dag het sy saam met haar oupa op na die berghut geklim om die daaglikse taakies te verrig. En alhoewel sy partymal baie moeg was, het sy nooit stil gesit nie. Heidi het geweet dat Clara en juffrou Rottenmeier nie meer ver kon wees nie. Clara sou eers na 'n sanatorium gaan om aan die vreemde klimaat gewoon te raak. En toe kom die brief. Peter het dit gebring. Uiteindelik hulle kom môre. Lyk nou kom 'n koets. Hey julle, daar kom 'n koets. Daar kom 'n koets. Wie kan dit wees? Oupa, ek dink hulle is hier. Kom saam buite toe, oupa. Ek gaan hulle haal. Maak gou, oupa. O, hier is oupa. Clara, Clara. Wanneer kom weer? Dit is daar lysie van Frankfurt. Ons is amper daar. Kom weg van die venster af, jy gaan koue kry. Ek hoor hulle. Clara, Clara, Clara. Is dit nie Heidi se stem nie? Oh, Heidi, stil, wag vir my. Is Heidi. Wat het jy gesê? Clara. Heidi, Clara, uiteindelik. Het jy ook so baie na vandag uitgesien soos ek? Jy weet nie hoe ek hierna uitgesien het nie. Dit het soos jaar gevoel net. Toe, klim in. Sebastian, Goeiemôre, liewe juffrou. Het julle gehoor uit waar juffrou gesê? wat? Sal jy in die koets klim en vir ons die pad wys asseblief, Heidi? Natuurlik. Groet jy mens dan nie Adelheid? Ek is jammer. Goeiemôre, juffrou Rottenmeier. Het jy gesien sy het gebuig? Ag, is nie so erg nie. 'n Mens maak so in die stad. Is dit? Ek is so bly. Ek ook. Ja, dis sy. Ons is hier, oupa. Ek kan nou maar uitklim. Ons is hier, juffrou Rottenmeier. Ag so. Is daar behalwe hierdie ruïne daar ook 'n bewoonbare huis? Jammer. Daar is 'n appelbome en dit wat jy ruïne noem. Probeer jy snaaks vir Sebastian? Ek maak nie nou grappies nie. Kan julle miskien vir ons sê of Heidi hier woon? As ons wil, ja. Dis hulle winterhuis. Winterhuis. Ja, hulle bly net in die winter hier. Ek hoop ek is besig om te droom. Sebastian! Hoekom help niemand my uit die koets uit nie? Ek is jammer. Ek kom. Nie eens gordyne nie. Clara, dit is my oupa. Oupa, en dit is Clara. Heidi het my baie vir jou vertel. Ek is bly dat jy gekom het. Ek so bly oupa u dat ek glad nie weet wat om te sê nie. Baie dankie dat jy my genooi het. Welkom. Ek hoop van harte dat jy gelukkig sal wees. Ons het al so lank vir jou gewag, Clara. O, ek sal. Goeiemôre, meneer. My naam is Rottenmeier. Ah, juffrou Rottenmeier. Hartlik welkom. Ek hoop dat jy ook die vakansie sal geniet. Dit sal ons wel in die volgende paar dae Wil sien. jy hê dat ek vir jou die huis moet wys? O ja, asseblief Heidi.
nou toe kom. Dis wat jy in Frankfurt ook altyd gesê het. Wat se bome is dit? Appelbome, wat anders? Jy moet hulle in die lente sien. Wanneer hulle bloei, dan is alles hier wit en pink. Jy kan maar sê dat jy geskok is. Toe ek vir die eerste keer die huis gesien het, het ek ook so gevoel. Ag nee, Heidi, dis net dat. Daar's die stal. Is kleintjie daar binne. Kan ek hom sien? Nie vandag nie, al die bokke is in die weivelde. Dis jammer. Kan ek hulle môre sien? Ja, ek dink so. Hoekom is jy dan nie seker nie? Omdat hulle die hele somer in die berg het bly. Ons bring hulle net in die winter hiernatoe. En waar's Josef? Ook abo. Maar dan kan ek mos niemand sien nie. En jy gaan my seker vertel dat Pietrokkie hier is nie. Natuurlik is hy nie hier nie, maar hy sal beslis vanaand kom. Ek's bly. Kom Clara, ek gaan wys jou hoe die huis binnekant lyk. Dis nou ons kamer. Van buite lyk die huis nie so groot nie. Dis baie groot. En die stoof is pragtig. Hier binne lyk die huis regtig baie mooi. Baie mooier is buite. Ek het ook al so gedink. Sê my Heidi, wat 'n snaakse kas is daar aan die ander kant? Dis nie 'n snaakse kas nie, dis my bed. Ek slaap hier. En daai een daar is jy. Ja. Maar is die bed waarop ek slaap dan nie joune nie? Nee. Ek slaap altyd in daai ou kas. My oupa het die bed spesiaal vir jou gemaak. Het hy regtig? Ek hoop dat dit die bokstal is en nie die gastekamer nie. Ons moet nou hier langs loop. Net 'n oomblik. Verskoon my dat ek so iets vra, maar is daar nie toevallige herberg in die dorp nie? Toevallig nee, juffrou. Is daar ten minste bediendes? Ek bedoel ordentlike, gewillige mense wat my bietjie sal kan help. Ek gee nie om of dit mans of vrouens is nie. Hier in die berge werk die mense van soggens tot saans baie hard om hulle lewensonderhoud te verdien. Ek glo nie dat jy iemand sal vind. Ja, maar ek is bereid om goed daarvoor te betaal. Te betaal? U kan probeer, miskien vind jy iemand. Ek wil u nie beledig nie, maar iemand moet tog ons maaltye vir ons voorberei. Ek doen dit soos altyd en Heidi help my daarmee. Juffrou Rottenmeier, hoe gouer u daarin gewoond raak om sekere dinge self te doen, hoe beter. Kan jy die hele tyd hier bly, Sebastian? Ongelukkig nie. Aan die ander kant sien 'n mens die berg op hulle mooiste. Het jy al van tevore in 'n huis onder 'n dak gebly, Sebastian? Nee. Ek kan dit nou nog nie glo nie. Daar bo woon ons, ek en my oupa. Daar staan ons sit en daar is ons bokke ook. Jy bedoel reg bo op daardie berg? Ag, man, nie heeltemal bo nie, omtrent halfpad. Woon Pieter ook so hoog in die berge? Nee, nie heeltemal so hoog nie. Sebastian, kom ons klim nou op. Ek wil gaan kyk hoe dit daar lyk. Asseblief sê ja, die son gaan daar onder. Mens gaan dit hier vanaf ook sien. Oupa, Clara wil hê dat ons vandag nog na die berge toe moet gaan. Ekskuus, dit is heeltemal buite die kwessie. Wat 'n onsin is dit, juffrou Clara? Dit gaan enige oomblik donker word. Dit is veel te gevaarlik. Nee, ons gaan vanaand in Heidi se Dis berg nie slaap. gevaarlik nie. Ons wil mos net deur die dakvenster na die sterre kyk. Adelheid moet jou asseblief nie inmeng nie. Clara, ek sal beslis nie toelaat dat 'n mens jou in die middel van die nag in die berg rondstoot nie. Ag, juffrou Rottenmeier. Clara, ons sal môreoggend vroeg na die berge toe klim. Die berge sal môre nog baie mooier wees en jy sal die sterre ook van hier af gaan sien. Maar as dit donker is, sal jy nie veel van die berge sien nie. Nou goed, ek sal wag tot môre. Ons kan sommer vroeg gaan met die bokke opklim. Ek gaan nou vir ons 'n lekker aandete kook. Daar's nie veel wat ek kan doen nie, maar ek hoop tog dat julle dit almal sal geniet. Heidi, sê jy asseblief juffrou Rottenmeier na haar kamer toe. Ja goed, oupa, kom saam, juffrou Rottenmeier. Seker nie 'n ander keuse nie. My oupa kan baie lekker kos kook. Ek hoop jy is honger. Man, wat sit jy seer gekry? Daar buite is 'n beer. Ek het geweet dat 'n mens sulke goed hier kry. Hier is ek. Hoe
Hoekom kom jy nie binne nie? Wat het gebeur? Nou Pieter, moenie skaam. Hoekom het jy so geskree? Toe kom aan jou lafaard. Maar ek wil nie, nee, los my. Dit is Clara. Goeienaand. Hoe gaan dit, Pieter? Weet nie. Clara, Pieter wil weet of jy vir hom nog worsie saamgebring het. Dit glad nie waar nie. Hy is sommer lag. Dis jammer. Pieter, moenie glo nie, Clara. Hy's nou net skaam, maar Pieter kan die hele dag lank eet. Dit is nie waar nie, dit is nie waar nie. Nou is ek bly dat ek daar gedink het om vir jou 'n paar worsies saam te bring. Dankie. Sien jy nou, Pieter? Of Heidi, wat gaan Clara van my dink? Ek het nooit so lekker geëet soos vandag nie. Nag, Pieter. Onthou ons môre vroeg saam met die bokke te kom haal. Goeienag almal. Lekker slaap, sien julle môre. Totsiens. Kom, tyd het ons ingaan. Die aandlig is nie goed vir julle nie. Goed, kom ons gaan slaap, Heidi. Ja, goed, Clara. Die volgende oggend het die twee kinders baie vroeg opgestaan. Vir die eerste keer kon Clara die berghut sien, waarvan Heidi haar so baie vertel het toe sy in Frankfurt was. Sy het Berlie en Schwenli ontmoet en ook al die ander oulike klein bokkies. Clara was eers 'n bietjie bang vir die groot vet Josef, maar Heidi en Pieter het haar gehelp om haar vrees gou baas te raak. Haar eerste dag in die berge was vir haar soos 'n droom en sy het gehoop dat dit nooit sal ophou nie. Pieter het boonop 'n groot verrassing vir Clara beplan, maar of dit nou regtig so 'n groot verrassing was, sal ons julle volgende keer vertel. Hi.